Advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten. Ons sê baie hartlik welkom aan advokaat Hendrik van Staten met sy praatjie lig op die reg. En vermoere laat hy die lig val op sekwestrasies. Goeiemôre Hendrik. Goeiemôre Willem en goeiemôre aan ons luisteraars. Jy weet Hendrik, baie keer as mense hierdie terme hoor, dan weet jy het 'n idee waaroor dit gaan, maar eintlik die res van die besonderhede, as iemand jou daaroor sou uitvra, sal ons verward praat rondom die saak. So, verduidelik vir ons, wat wil jy verduidelik oor sekwestrasie? Want ek dink, jy wat nou in die regswese is, het te doen met mense wat hierdie sekwestrasie moet deurloop, en dan waarskynlik met net soveel onkunde as die gemiddelde van ons mense. Ja Willem, dis korrek, want ongelukkig kry mens baie keer persone wat sekere regsaksies doen, soos om hulle self te laat sekwestreer, maar wat nie altyd besef wat die implikasies daarvan is nie. En ek het nou weer in die onlangse verlede navraag gekry oor persone wat sekere dade gedoen het, wat hulle nie veronderstel was om te doen as hulle gesekwestreer is nie, wat eintlik beteken dat dit verreikende gevolge kan hê. So die doel van vanoggend is om te gaan kyk, wat is 'n sekwestrasie, wat sê die wet daaroor, wat gebeur by sekwestrasie en wat sê implikasies, wat ons luisteraars moet oorweeg, voor hulle net dink dis 'n maklike manier om ontslae te raak van hulle skuld, en nie alles hoef terug te betaal. Goed, kom ons vat net twee kante. Die een is 'n verpligte sekwestrasie en die een is 'n vrywillige sekwestrasie, is ek reg? Ja, dit is 100% korrek. Nou, 'n sekwestrasie is basies 'n wettige proses waar 'n natuurwetbare persoon wat nie sy skuld kan terugbetaal nie, deur die hof dan nou insolvent verklaar word. Nou ons weet, want ons het al almal gehoor van insolvente boedels en insolventse persone wat insolvent is, en ja, nou baie mense laat hulle deesdae insolvent verklaar, want hulle skuld is meer as wat hulle bates is. En dan is dit 'n vinniger manier om dan nou ontslae te raak van hulle skuld, hulle sekwestreer hulle self, en dan word die skuldeisers sekere gedeelte terugbetaal van die skuld wat opeindelik geregtig is. Maar baie keer verstaan die insolvent die nodige regsimplikasies nie. So ons gaan vanoggend daarna kyk, en dan na gelang van die twee uitdagings wat ek gekry het, of navraag wat ek gekry het, en sake waarmee ek betrokke was, sal ek dan dit ook dan nou bespreek, as 'n scenario in dit. Ja, asseblief, vat ons daardeur, want jy weet, soos jy sê, dit is nie 'n maklike manier om net ontslae te raak van 'n klomp verpligtinge nie. Ja, want onthou, baie keer kry mens instansies wat mense dan nou kan sê, maar hoorie, ons kan vinnig van jou skuld ontslae raak, ons sekwestreer jou. Maar hulle vertel nie vir die negatiewe kant daarvan, of die moontlike gevare nie. Want, eerstens, as die hof verklaar dat jy gesekwestreer is, word die insolventiewet van 1936 skop dan in. Wat beteken dat jou bates behoort nie meer aan jouself nie. Jou bates word dan deur 'n administrateur beheer, of 'n trustee, en daai bates setel in daai trustee. En dan word jou bates so hanteer tot voordeel van jou krediteure, dat hulle dan nou ook betaal kan word. So alle bates wat jy besit op die datum van sekwestrasie val onder die trustees. En jy kan nie dit verkoop of gebruik sonder sy toestemming. Maar hier is die groot uitdaging. Jy kan ook nou nie meer bates gaan koop nie, sonder die toestemming van die trustee nie. Nou, ek het 'n geval gehad waar dame se ouma oorlede is,
maar sy was onder sekwestrasie gewees, die dame self, en ouma het haar hele boedel bemaak aan die dame. Nou, toe ouma se boedel dan nou afgehandel is, en die prokureurs van ouma se boedel dat die geld betaal, besluit sy gaan nou 'n huis koop. En die huis word kontant gekoop. So sy normale bly in die huis. Maar sy het nooit vir haar trustee toestemming gevra nie. Wat beteken terwyls gesproke het sy onwettig opgetree, want daai huis val binne in haar persoonlike boedel. En wat ook vir my eintlik skrikwekkend is dat die ouma se prokureurs wat die testament of die boedel geadministreer het, nie geadviseer het van hoe dat sy eers haarself moet rehabiliteer voor hulle enige betalings aan haar maak nie. Of dat hulle nie liewers die ouma aanbeveel het om die geld in 'n trust te sit op die bates, sodat sy dan nou begunstigde is van 'n trust, maar dat die trustees in haar insolvente boedel nie hulle hande op daardie skulde kan lê nie. So ja, dit kan nogals baie verrykende gevolge hê, en dis hoekom dit baie belangrik is dat 'n mens die nodige kennis het oor wat is die implikasies, en ons gaan nou verder ook kyk daarna, maar ook dat as jy moontlike begunstigde is in 'n testament, jy ook kaarte moet speel met daardie persone wat die boedel afhandel, dat hulle mens kan kyk hoe mens jou as begunstigde dan nou kan verskans. Want jy wil nou nie jou 3 miljoen rand wat jy van jou ouma gekry het en jy toe met jou huis gaan koop verloor aan die einde van die dag, omdat jy eerstens nie geadviseer is regstens nie, en tweedens omdat jy nie met jou trustee gepraat het nie, en derdens omdat jy gedink het dis nie noodsaaklik om te rehabiliteer, want alles loop mos nou klop Disselboom. Nou, die ander ding wat ook baie belangrik is daar's dan nou 'n verbod op finansiële transaksies. Wat beteken jy mag nie lenings uitneem nie, jy mag nie koop of skuld aangaan sonder die toestemming van die trustee nie. So basies die trustee beheer jou bates en jou geld. En sy eerste belang is seker die skuldeisers. Dis korrek. Die skuldeisers is die eerste belang. Nou ja, mens kan 'n kompromie aangaan met die skuldeisers om vir hulle minder te betaal as waarop hulle geregtig is. Maar dit is alles goed wat 'n mens, as jy jouself wil sekwestreer, of dit nou vrywillig was of gedwonge was, goed wat jy met die persone moet gaan sit en dat hulle moet uitklaring gee aan jou. Want ongelukkig is al baie persone wat jy wil help sekwestreer, omdat hulle inkomste daaruit verdien, maar nie noodwendig is hulle eerlik met jou om al die implikasies wat daarmee gebonde is, aan jou openbaar te maak of duidelik uiteen te sit. En dit kan jy op die einde van die dag lelik in die agterend byt, as mens dit so kan noem. En nog 'n ding wat 'n mens moet doen, die derde ding wat 'n mens moet onthou, is al werk jy en jy verdien 'n inkomste, mens gesekwestreer, kan 'n deel van jou inkomste afgetrek word om krediteure te betaal, afhangende van 'n hofbevel of 'n trustee se aanbevelings, want hulle kan ook nou nie te veel geld van jou aftrek sodat jy nie wel 'n bestaan kan maak nie. Ook is dit baie belangrik dat daar openbare kennisname is van jou sekwestrasie, want dit word in die staatskoerant gepubliseer, maar ook in plaaslike koerante geadviseer, of deesdae selfs aanlyn publikasies, omdat daar nie in sekere gedeeltes meer deesdae koerante is nie. Dan ook plaas dit 'n beperking op jou dat jy sekere beroepe of posisies nie mag beklee nie. So eerstens mag jy nie in die finansiële wêreld in baie poste werk nie, omdat jy gesekwestreer is, en dit dan die vermoede kan laat ontstaan dat jy nie noodwendig eerlik gaan wees nie, en dat jy dalk moontlik kan jou vingers in die til sit. Tweedens kan jy ook nie 'n direkteur van 'n maatskappy wees as jy gesekwestreer is. En ek weet van baie persone wat maatskappye het en dit amper so 'n eenman saak hanteer, en ek weet selfs van persone wat gesekwestreer is, maar nog steeds direkteure van maatskappye is, en dit is onwettig. Maar nog ter einde is dit nie, want as jy gesekwestreer is, kan jy ook nie 'n trustee wees van 'n trust nie. So as jy dan nou
lid is van die familietrust en die familietrust se trustee, gaan jy ook nie meer as trustee kan dien van die familietrust. Hendrik, wat jy eintlik sê, die gevolge van sekwestrasie is nie, is aan die een kant om 'n sekere streep te trek, as dit 'n vrywillig is, veral as dit 'n vrywillige sekwestrasie is, om te kyk of jy dan bietjie kan ontslaaf raak van 'n klomp goed wat om jou nek hang. Maar dit het 'n klomp gevolge, implikasies vir jou en jou toekoms en die manier wat jy kan handel dryf, die manier wat ander mense jou beskou, die manier wat die besigheidswêreld jou gaan hanteer en beskou, as jy by 'n bank instap of 'n transaksie wil aangaan van watter aard ook al. Dis 100% korrek. Want onthou, krediteer het ook reg om hulle eise by 'n trustee te bewys, en dit is hoekom haar eerste en tweede vergadering van krediteure is, dat almal wat jou geld skuld na die meester toe kan gaan en sê, maar hoorie, jy skuld my geld. Kyk gou hoe werk hierdie sekwestrasieproses. Nou, dit kan vrywillig wees, waar jy self aansoek doen vir jou sekwestrasie, vir gedwonge sekwestrasie wees, waar 'n krediteur jou sekwestreer. Nou, dit word gewoonlik gedoen met 'n hofaansoek, en die hof oorweeg dan jou finansiële situasie, en beslis of dit sekwestrasie regverdig. Want 'n mens moet ten minste 21 sent in die rand kan betaal aan jou eise. Want dit help nie, jy word gesekwestreer met te min bates om enige iets noemenswaardig te gee aan jou skuldeisers nie. Maar wanneer die hof dan nou... Wat gebeur dan as jy minder as 21 sent werd is? Dan gaan die hof jou nie sekwestreer nie. En wat beteken dit dan? Dit beteken, jy is nie veronderstel om enige skuld of iets te kan maak, want jou kredietrekord wat jy het behoort op die kredietbureaus te reflekteer, as dat jy agterstallig is. En dan moet 'n mens maar voortploeter en probeer kyk of jy konsolidering van lenings kan kry, en soms is daar mense wat hoop en glo en dan gelukkig is, dat sekere lenings wat hulle neem op die einde van die dag verjaar. So ja, dit is maar ongelukkig 'n hele proses, maar as dit ook daarby kom, is die derde stap dat daar word 'n trustee aangestel as jy gesekwestreer is, en die persoon moet nou beheer oor jou bates neem, maar ook die administrasie van jou boedel. So die trustee moet 'n lys opstel van jou bates, en dan bepaal wat verkoop kan word, en dan moet hy verdeel die opbrengs tussen die krediteure. Nou die vierde ding wat plaasvind is dan basies die vergadering van krediteure, waar krediteure genooi word om hulle eise te bewys, en waar die trustee dan nou die fondse volgens die bewyste eise wel tussen die krediteure wel verdeel. Nou, by die administrasie van 'n insolvente boedel, verkoop die trustee bates en betaal krediteure volgens hulle prioriteite. Die eerste prioriteit is sekwestrasiekostes, want dit is hofkostes en dan fooie vir die meester en die baljuut om hierdie hele sekwestrasie proses te gedryf het. Die tweede een is, kry jy sekere preferente krediteure. Dit kan nou wees soos banke wat byvoorbeeld lening het. En dan nou byvoorbeeld op 'n eiendom 'n verband het wat gesekureerd is, hulle is 'n voorkeur preferente krediteur. En daarna kom dan nou algemene krediteure wat nou vir jou lenings toegestaan het, wat nou byvoorbeeld nie deur 'n bate of sekuriteit gestel is voor nie. Nou, daarna vind daar dan 'n krediteure vergaderings plaas. Die eerste krediteure vergadering bewys krediteure hulle eise, en met tweede vergadering van krediteure is daar verslae en verdeling van fondse wat dan nou goedgekeur word, soos wat opgestel is deur die trustee. Maar baie mense laat dit dan nou in hierdie op hierdie stadium, as hulle nou klaar is met die tweede vergadering, dan los hulle net alles. En dit is dan wanneer persone wat byvoorbeeld R200,000 'n maand verdien, met 'n skok agterkom, maar hulle is nie gerehabiliteer nie, en wat nou? Want hulle wil bates koop en hulle wil handel dryf of hulle erf iets, en dan kom tot ontsteltenis agter, maar enige bates wat ek besit is nie eintlik myne nie, sit hulle in trustee. Maar rehabilitasie beteken dat jy wetlik vrygestel word van die gevolge van jou sekwestrasie.
En dit is ook 'n aparte hofaansoek wat gebring moet word. En dit is waar jy by die hof aansoek doen dat al jou skulde betaal is of dat daar geldige rede is waarom jy vroeër gerehabiliteer moet word. Nou daar is 'n ding so outomatiese rehabilitasie gewoonlik na 4 jaar van datum van sekwestrasie. As daar nie kredietbelemmering of probleme is nie, maar jy moet nog steeds aansoek doen vir dit. Maar die gevolge van rehabilitasie beteken jou regte word herstel, jy het die reg om besit te neem van jou bates en dan weer ook jou eie finansiële transaksies uit te oefen. Jy word vrygestel van skuld, want jy is nie meer wettig gebonde deur skuld en enige sekwestrasiebeperkings nie. En dit word ook dan nou bekend gemaak in die staatskoerant. Maar hier is die belangrikste ding, en dis waar baie mense dan nou verkeerd gaan as hulle gesekwestreer is. Hulle volg nie hulle trustee se instruksies nie, want jy kan nie bates hou of verkoop sonder hulle toestemming. So as jy 'n trustee het, is dit belangrik dat jy met die persoon kommunikeer op 'n gereelde grondslag, laat hy of sy weet wat aangaan in jou lewe, en indien jy 'n erflating het, soos wat ons vroeër bespreek het, laat jy met die prokureurs van die bestorwe persoon praat, om seker te maak dat hulle jou ook reg kan adviseer, dat jy miskien rehabiliteer voor jy jou erfporsie ontvang, want anders kan jy erfporsie dalk verkoop word en jy kan baie minder waarde kry as wat jy sou gekry het as jy dit self gehou het of self uit die hand het verkoop het. Dan iets wat mense moet onthou is om enige skuld te betaal wat jy het, wat moontlik jou rehabilitasie kan versnel. Dit is belangrik dat daar goeie rekords gehou word ook ten opsigte van salarisse, beleggings, geldtransaksies. En baie belangrik dat 'n mens aansoek doen vir rehabilitasie sodra jy daarvoor kwalifiseer. Want anders erf jy dalk 'n maatskappy en jy is die alleen aandeelhouer en die enigste direkteur, maar net omdat jy insolvent is, mag jy nie 'n direkteur wees nie, en dit kan nogal verrykende gevolge inhou, want gaan iemand anders beter na jou besigheid kyk as jy self, veral as die persoon nie die eienaar is nie, want dit is hoogste betwyfel. So dit is maar altyd belangrik dat voor 'n mens enige regsprosesse begin, jy weet wat die voor- en die nadele is, jy jouself vergewis daarvan, en dat jy seker maak dat jy jouself daarom ten volle beskerm. So, help my nou net idee of ek het reg verstaan, Hendrik. So aan die een kant het sekwestrasie die voordeel, as ek daardeur kan gaan, gerehabiliteer kan word, of outomaties is na 4 jaar, wat ek in elk geval moet aansoek doen, of dalk 'n bietjie vroeër, wat ek vir 'n spoediger herstel kan aansoek doen, dan word ek vry van my skulde. Maar dit is nie outomaties dat almal kan die reg het om tot sekwestrasie oor te gaan, of vrywillig of gedwonge nie, want jy moet 21 sent in die rand hê om daardeur te kan gaan. So jy kan op 'n manier te ver heen wees om ontslae te raak van jou laste, en dan gaan jy vir 'n lang tyd waarskynlik gebukkend gaan onder dieselfde omstandighede. So is ek reg, dit so, maar jy waarsku ons, het jy dan die reg, as jy dit wil uitoefen, om gesekwestreer te word, of al word jy geforseer om gesekwestreer te word, moet jy weet, daar's verskeie en groot uiteenlopende belange wat verander die oomblik wat jy as 'n gesekwestreerde besigheid wil doen, of aansoek wil doen vir een of ander pos, of titel, of werk. Korrek. Dit is korrek. So ja, 'n mens moet ook kyk, het jou werk wat jy doen 'n vereiste dat jy nie gesekwestreer of 'n insolvent moet wees nie, en gaan dit jou baat om te sekwestreer, want 'n mens moet seker maak dat jy advies van deskundiges kry
En as 'n mens nie seker is nie, dan vra mens maar altyd 'n tweede opinie, soos wat 'n dokter ook maar altyd doen, of gereeld doen, sodat 'n mens weet voor jy iets aanpak dat dit wel die beste besluit sal wees in jou spesifieke situasie, sonder dat jy jouself heel moontlik in die voet skiet. Ja. Dankie Hendrik, dit was advokaat Hendrik van Staten wat met ons praat op lig op die reg en vermoere oor sekwestrasie. Miskien 'n laaste woord en dalk 'n kontakbesonderheid, miskien luister iemand aandagtig omdat hy dit oorweeg of omdat sy omstandighede sodanig is omdat hy dit dalk nie goed oorweeg het nie. Asseblief Hendrik. Nou die beste is om 'n prokureur te gaan spreek wat 'n deskundige is in daai spesifieke vakgebied, want dit help ook nou nie net soos dat jy 'n dokter kry wat 'n spesialis is in 'n sekere gebied, kry mens prokureurs wat spesialiseer in sekere rigtings. Dit help my nie noodwendig jy gaan vra vir 'n familiereg prokureur vir advies oor sekwestrasies en insolventies, as dit nie eintlik die fortuie is of sterkpunt van daardie persoon nie, want dan gaan nie noodwendig die regte advies kry. So maak seker dat as 'n mens advies vra dat by die regte persoon is en by iemand wat kundig is in daardie spesifieke gebied. Luisteraars, julle is welkom om ook enige voorstelle te maak van enige spesifieke gedeeltes van die reg wat ons kan bespreek, en julle is welkom om my e-pos te stuur in daardie verband. My e-posadres is hpvans3 by die @, dan gmail.com. Baie dankie, dit was advokaat Hendrik van Staten. Tot die volgende keer, baie dankie Hendrik. Groete Willem en 'n geseënde week vir jou en die luisteraars.